that I will speak your word in spirit and in truth. Dis my gebed in Jesus naam en almal sê saam. Amen. Gemeente, kan ons net so vir die Here net nog 'n lofoffer gee? Baie dankie aanbiddingsspan, tegniese span. Ek weet nie van julle nie kerk, maar God is so good. So good. Sy Heilige Gees. Ek bid dat ons nooit iets sal doen wat sy Heilige Gees sal seermaak nie. Dat ons nooit uit sy wil sal leef nie, maar dat ons altyd 'n hunker en 'n dors en 'n honger sal beleef en ervaar vir hom. Nou vanaand wil ek met ons graag 'n gedagte deel, maar ek wil vir ons vra, wie het al ooit iets nagejaag? Okay, enigiemand al iets nagejaag? Okay, het jy al iets begeer? Het iets jou al gejaag? Okay, so as jy getroud is, dan was dit jou habba baba baby. Okay, so ons almal het al iets nagejaag. Okay, as jy ouers is, kan ek sien as jy enige ouers in die gemeente vanaand. Okay, julle sal weet as jy kinders het, hulle sal tot die extreme lengths gaan om dit te kry wat hulle wil hê. Okay, jy noem dit 'n vloer tantrum. Ons is in die huis van die Here. Okay, hulle gooi 'n tantrum. En ek onthou, as ek terug so dink aan my kinderjare, het ek ook so 'n episodietjie gehad wat ek afgeloop het waar ek 'n behoorlike een gedoen het. En julle weet mos dit lyk daar asof iets binne jou manifesteer, nê? Nee? Jy skree so, die are kom so uit. Nou, wat met my gebeur het is, ek is 'n groot Toy Story fan. Okay, as jy dit nie weet nie, ek verklap my jeug. Okay, maar ek love Toy Story. Okay, Toy Story was net vir my alles. Regtig, soos ek sal partykeer soos gaan slaap en dan sal ek net check as hulle nog op dieselfde plek. Ek sal my teddies uitmeet, ek sal my action figures, my karretjies alles uitmeet om te check as hulle op dieselfde plek. En toe dink ek, miskien gee ek vir hulle 'n klou waar om te stop net. So, toe vat ek dit weg. Maar op 'n dag gaan ek en my ma ons gaan game toe en dit was nog toe die ou game center daar was. So ek was regtig klein, so don't come at me. Okay, ek was klein. Okay. En ons stap daar so en Toy Story 3 het net uitgekom en ek was soos ek het gedink 1 en 2 en toe kom maar 3 en toe sê ek soos hey papas. Okay, ek's excited, kinderlik opgewonde. Ek onthou nog, ons het 'n PlayStation 2 gehad. My boetie het geld bymekaar gesamel en toe koop hy vir my die PlayStation 3 Toy Story game. Beste boetie, van daar af was ek baie lief vir hom. Voor dit was dit twyfelend. Okay, maar van daar af was ek soos ek ou jou my lewe, okay? En ons gaan toe in game en ek loop, wat doen kinders altyd? Run. Jy loop nie, jy run, toy section toe. Nou die dag kom ek in Pick n Pay en ek dink, is dit nie sad nie, ek het gewillig so toe gehardloop. Nou loop ek nie eers so toe nie. Maar okay, sad life. En ons kom daar in die rakke en ek kyk als en ek soek net en ek soek soos, wat is dit? En ek kom toe op Buzz Lightyear en Woody af en ek soos, yay! Maar die ding is toe, en ek kan nie eens met hom speel nie. So ek's hartseer, en ek gaan na my ma toe, en ek sê, mama, ek vra nooit vir iets nie. En ek sê, soetste kind, kan ek asseblief hierdie ding hê? My ma sê, wie gaan 600 rand daai tyd vir 'n speelding? No ways. Okay, jy kan mud pies gaan bou en 'n fun tyd hê, maar ek was soos, ek huil, ek soek dit, ek skree, ek soek dit. Nee, sy is net soos, nee. Ek wys vir Buzz Lightyear. Buzz Lightyear was 1300 rand gewees, so sy was net soos, no way wat jy hom kry nie. Gooi toe 'n tantrum, my ma dog sy is oulik, en hier is nie meer, klem op meer, almal gehoor, nie meer myne nie, ek het hom gesaai vir 'n kind, en toe het ek hom vanaand gaan terugleen. Prys die Here. Okay, so, my ma het vir my hierdie hoodie gekoop, dit is in die gebou, so ek kan my uitdra, nee, sy het vir my hierdie hoodie gekoop, jy sal dink ek sal bly wees, maar ek het hoodie gekry. Dis soos om vir 'n kind 'n medalje te gee wat sy tweede plek. Nee, en ek is 'n kompeterende kind. Okay, so dit werk nie. Okay, ek is soos great. Sy gee vir my tweede plek, ek het eerste plek gesoek. En ek sê, gee, thank you. Maar ek begin huil, want ek sê, ek kom my sê, dan kon ek spaar vir Buzz Lightyear. En needless to say, my ma het vir my way back later toe Buzz Lightyear gekoop. Maar laas jaar het ons by die ander van die Merwes gaan kuier. Jy weet, dis alsin die fun. Jy weet, en nie sit nog van die Merwes in die huis. Yeah, my homies. Okay. En ons gaan kuier by hulle en hulle kinders sit daar, hulle 3 amazing kinders. En ons gaan kuier by hulle en hier bring hulle speelgoed aan en ek is soos, check it uit. Ek sê vir my, ek sê, en ek fanboy, want check wat het hulle gehad. Nee, en ek was soos, julle, kan ons net gou comparison doen?
Hier is 'n action figure. Hier is 'n amazing action figure. Okay? En hy kon trek en hy het 'n voice box gehad dan sy sê reach for the sky. Okay, maar niemand wou 'n cowboy wees nie. Nee, jy wil die Space Cadet wees, papas. Jy wil die een wees wat die girls oordroel. Ek meen julle check dit uit. So ek kom sien toe ek soos weg van die groot mense af want weet julle hoekom like ek Buzz Lightyear? Hy kon oppop. Okay. En daar ek sit dan ek wil nie huis toe gaan nie. Okay. Ek mis my kinderjare en sy my was oulik, sy het saam met my gespeel. So dit was bonding tyd. Ons was op 'n date. Ons het nie gespeel nie. Okay. Maar ons almal het al julle wie wil nou 'n weekie hê wanneer jy nou in space kan wees en jy kan vlieg? En hierdie ding, jy ry op sy perdjie. My ma het gesê ek het my perdjie verkeerd opgesaal, toe ek daai een wou hê. Maar in elk geval, ons almal het al iets nagejaag in die lewe. En hy maak geluidjies. Is dit nie cool nie? Okay, hulle sê altyd jy moet iemand soek saam met wie jy kan oud word. Ek sê nee, jy moet iemand soek saam met wie jy 'n kind kan bly. Amen. Okay? So, ons is jonk van gees. Maar ons almal het al iets gesoek in die lewe. Ons almal het al iets nagejaag in die lewe. En ek sit daar en ek raak excited en ek raak opgewonde oor dit alles en ek hoor die Here sê, ek wens my kerk kan my so najaag. Ek wens dat my volk my so sal soek met opgewondenheid en dat hulle sal opdaag so. Nou wanneer ek dink na die woord najaag, dan dink ek aan 3 goed. Die eerste ding waaraan ek dink, het ek vandag gekry toe ek hare gaan sny het. Dis 'n fresh look. Okay, so ek sit daar en ek wag terwyl my hare geknip moet word en daar's so 'n TV en die TV is nooit aan nie en as hy aan is hy op Pakistan cricket. Okay, en ek sit en ek kyk hierdie ding en hier's actually iets in Engels. So dan let jy op. Okay, en hulle wys hierdie hele Nat Geographic Wild ding en dit was al die diere en hoe hulle na hulle prooi najag en al sulke goed en ek soos ja, okay, daar's 'n olifant, okay, daar's 'n renoster, al hierdie goed ek soos hierdie is cool, beter as om te sit en te wag. En next moment pop daar hierdie luiperd op en hy jaag hierdie bokkie. Daai bokkie is soos ran. Okay? Maar wat vir my uitgestaan het is dat hierdie luiperd was so gefokus. Hy was so intentioneel om sy prooi te vang. En hy het die bokkie gesien asof dit sy laaste ete is. En hy het die bokkie gesien asof dit die laaste bokkie is en hy het nodig om te veg vir hierdie bokkie, okay, sodat hy en sy familie kan kom eet. So wanneer ek dink aan die woord najaag, wanneer ek dink aan die gedagte om iets na te jaag, dan dink ek aan hierdie luiperd wat hierdie bokkie jaag. Hy's intentioneel en hy's gefokus. En wat vir my nogals amazing is dat bokke opereer en funksioneer in groepe, in troppe. Maar wat sal die luiperd doen? Die luiperd sal geduldig wag. Hy sal observeer, hy sal sy oë op 'n bokkie kry en dan wanneer die tyd kom sal hy ran. Hy sal hardloop. Okay? Imagine net hoe moes dit lyk as die luiperd gegaan het vir almal. Hierdie bok, nee. Okay? Dit lyk soos 'n tienerkuier, nee. Okay? Dit werk nie. Okay? So die luiperd is intentioneel gefokus op die bokkie. Okay? Die tweede ding waaraan ek dink, wanneer ek dink om iets na te jaag, dink ek aan liefde. Okay, okay. So wanneer ons dink aan liefde, ons almal was al verlief gewees. Die wat getroud is ek nog steeds verlief. Extra brownie points vir julle. Okay. Wanneer ons dink aan lief wees, kyk net hoe cute. Ons weet hy's lief vir jou. Okay. So liefde, in die begin jaag jy hulle na, maar julle niks sê vir my so baie soos iets najag soos 'n tienerseun wat verlief is vir die heel eerste keer nie. Het julle hulle al gesien? Julle daai's 'n ander spesies, ewe skielik verander hulle hele identiteit. Hulle begin tande borsel. Hulle begin hulle kamer skoon maak. Okay, hulle begin sê, ma, pa, soos maniere gekry. Ewe skielik begin hulle jou kar was, want jy moet hulle vat om die girl op te tel. Okay? So wanneer ons dink aan najaag, dink ek aan die luiperd, sy prooijag, en ek dink ook aan die tienerseun wat verlief is vir die eerste keer, en hy dink, daai is die enigste girl wat uitgeroep is, die Here het gesê, hier is my trouvrou. Okay, en hy, julle sal weet wat kinders het. Okay, jy sal dit weet. Okay? So dan die derde ding waaraan ek dink, en wat nog ons vir my interessant is, wat die bok en die tiener in gemeen het, is nie dieselfde soos 'n bok en 'n man is dieselfde nie, dis nie daai ding. Okay? Is hulle albei is gefokus. Hulle albei is intentioneel op dit wat hulle soek. En die derde ding wat vir my uitstaan wanneer ek dink aan die gedagte rondom najaag, is hierdie pragtige skildery wat pastoor
Joshua een keer vir iemand geverf het. Okay. Ek weet nie of julle dit kan sien nie, maar die prentjie sal vergroot word vir julle op die bord, okay, wat ook vanaand se titel is, hoe jaag jy God na? Hoe jaag jy God na? Want baie keer jaag ons God na, maar ons is soos, yes, ek is daar, ek is die Here se disipel. Maar ek dink, baie keer jaag ons God so na. Ja, en Marlies het dit een keer gesê, ons is disciples, baie keer, en nie disciples nie. Okay? Want baie keer het ons nie hierdie oomf in ons nie, baie keer het ons nie hierdie najaging na die Here nie. En ek vra myself die vraag, as ons die teenwoordigheid van God nader ons dit met intentionaliteit, en is ons gefokus, of is ons maar nie daar? Daag ons op en sê net, ek is hier, jy, of is ons intentioneel om God te soek? Is ons intentioneel ingefokus om God te soek en om te beleef en ervaar, soos nog nooit van tevore nie. Nou, wanneer ons dink aan najaag, dink ek baie keer aan, ons kan nie net opdaag nie. Ons het nodig om in aksie ook te wees. Dis is wanneer ons werk toe gaan. Ons kan nie net opdaag vir werk nie, jy moet actually die werk doen. Okay? Gloria, halleluja, eendag wanneer ons net opdaag en alles is klaar gedoen. Seker maar net in die hemel. Okay? Maar dit is lekker, okay, iets om vooruit te sien. Maar wanneer ons iets najaag, het ons nie net nodig om op te daag nie, maar ons het nodig om intentioneel te wees en ons het nodig om te fokus. Nou wanneer ons dink aan najaag, die woord, die HAT, sê vir ons, wat is najaag? Najaag is om iets agterna te sit, om na iets te strewe, om uit te reik na iets, om met alle mag dit te probeer kry. En dan wanneer ons kyk na najaag, en ook nog 'n woord wat ek op wil fokus vanaand, is postuur. Wanneer ons kyk na postuur, die woord postuur beteken, dit verwys na die houding van 'n persoon, so postuur is houding, dikwels as 'n vorm van 'n nie-verbale kommunikasie. Julle weet dit, as jou vrou opdaag by die huis, sy hoef nie eens iets te sê nie, maar dis in haar postuur, daai nie-verbale kommunikasie wat jy kan sien iets is fout, en jy het nodig om te ry om blomme te gaan koop. Okay, en chocolates, en jy gooi en back away. Okay, so postuur is die houding van 'n mens. Dit is 'n bepaalde manier om iets te hanteer, dan moet 'n obvious te oorweeg, 'n benadering of houding. 'n benadering of 'n houding. Nou, vanaand wil ek graag met ons die skrifvers in Lukas 8 vers 40 voorlees tot 48, so dis net 8 versies, so jy's okay. So jy's welkom om die Bybel uit te haal. Dis die 3de boek in die Nuwe Testament, you're welcome. Okay, so Matteus, Markus, Lukas 8 vers 40 tot en met 48 wil ek graag vir ons voorlees. En ek lees vir ons graag uit die Afrikaanse vertaling, die 2020, wat ek net gevoel, hy sê vir hom, bietjie lekkerder. So, jy is ook welkom saam met my te volg op die bord. As jy daar is, sê amen. Amen. Gloria, halleluja, amen. Okay, so, dit sê, met Jesus se terugkoms het die skare hom verwelkom, omdat almal vir hom, is ek te vinnig, is julle goed. Amen, okay. Met Jesus se terugkoms het die skare hom verwelkom, omdat almal vir hom gewag het. Kyk, daar kom toe 'n man aan met die naam Jairus. Hy was 'n leier van die sinagoge. Hy het voor Jesus se voete neergeval en hom gesmeek om na die huis toe te kom. Die boodskapvertaling sê in vers 42 dat Jesus het gegaan en Jairus het gekom en hy het hom gesmeek om dadelik te kom. Okay? Omdat sy enigste dogter ongeveer 12 jaar oud was, op sterwe gelê. Op pad daarheen het die skare Jesus verdring. Die boodskapvertaling sê dat Jesus het ingestem om na Jairus se huis te gaan, maar daar was baie mense, daar was baie skare om hom. Okay. Onder hulle was daar 'n vrou wat al 12 jaar lank aan bloedvloeiing gely het en reeds alles wat sy besit aan dokters bestee het, maar sy kon deur niemand genees word nie. Sy het van agteraf, baie belangrik, sy het van agteraf nader gekom en die soem van die bookleed aangeraak. En haar bloedvloeiing het onmiddellik, sê saam met my, onmiddellik opgehou. Wie het aan my geraak, het Jesus gevra. Toe almal dit ontken, het Petrus gesê, Meester, die skare dring tog rondom u saam en druk teen u aan. Maar Jesus het gesê, iemand het aan my aangeraak, want ek het agtergekom dat daar krag uit my vloei. Toe die vrou besef dat haar optrede nie ongemerk verbygaan het nie, het sy bewend voor hom neergeval. Sy het toe voor die hele volk vertel
waarom sy hom aangeraak het en hoe sy onmiddellik gesond geword het. Toe sê hy vir haar, dogter, jou geloof het jou gered, gaan in vrede. Ek love it hoe Petrus, daar staan en Jesus kom en Jesus vra vir hom soos, hoor hierso, wie het aan my geraak? En Petrus is soos, regtig? Ons is so baie mense, en hy vra, wie het aan jy geraak? Het julle al gesien, soos op 'n Black Friday sale? Okay, jy gaan nie soontoe nie, okay, jy word vertrap. Okay, dis nie lekker nie, almal is om jou en oor jou, okay, jy weet nie eers wat se rigting jy is nie. En hier bevind hulle self in hierdie posisie, en Jesus kom en hy vra, wie het aan my geraak? En Petrus, die boldou wat hy is soos, regtig? Here, u vra vir ons, wie het aan u geraak, terwyl almal stamp en stoot, om hier by u aan te kom, basically het almal aan u geraak. En ek wonder soms as kinders van God, die teenwoordigheid van God najaag, soos wat die vrou in bloedvlek gelei het, of benader ons God se teenwoordigheid, soos Jairus het. En ek sal later vir ons 'n bietjie rondom dit gee. En ek wil vir ons vanaand vra, hoe het ons die Here vanaand nagejaag, toe ons by daai kerkdeure ingestap het? Hoe het ons ingekom kerk, as u saam met ons aanlyn ingeskakel het, hoe het u aanlyn ingeskakel? Ek moet kerk kyk, of ek is excited, ek wil kerk kyk, ek wil hoor wat die Here se woord sê. Want baie keer jaag ons God na en ons stap in by die huis van die Here en ons sê, okay, as die Here opdaag, jy weet, dan sal ek nou maar aan hom raak. Dit as die Here dan maar opdaag, jy weet, dan is dit great, dan is dit awesome. Terwyl ons eintlik as kinders van God 'n najaag met God moet hê, wat excitement het, wat opgewonde is om God te beleef en te ervaar, om God te sien dat God gaan opdaag, want hy's alomteenwoordig. Ons het nodig om soms op te daag. So ek vra vir ons vanaand kerk, hoe het ons by die deure van die huis van die Here ingestap vanaand? Het ons maar net ingestap, gaan maar kerk toe, weet, jy, wat ons ingestap en sê, ek is excited, ek kan nie wag om die Here te sien, ek kan nie wag om die Here te beleef en te ervaar, soos nog nooit van tevore nie. Wat vir my interessant is in hierdie hele teks, is dat Jesus was omring deur mense. Almal het aan Jesus geraak. Die ding wat vir my uitstaan is dat almal raak aan Jesus, maar nie almal het dieselfde belewenis en dieselfde touch gehad, soos wat die vrou wat aan bloedvlek gelei het nie. Hoekom? Is dit oor dat hulle nie geweet het wie Jesus is nie? Is dit oor dat hulle net opgedaag het en nie Jesus intentioneel gesoek het nie? Is dit maar baie keer soos ons, waar ons ook net na die huis van die Here toe kom, ons wag vir hom hierso om op te daag, maar ons is nie intentioneel gefokus om hom te beleef en te ervaar in ons midde nie. En ek wonder wat sou gebeur het as almal intentioneel was soos hierdie vrou. Ek wonder wat sou gebeur het as almal so gefokus was op Jesus, dat as hulle aan hom raak, wat sou gebeur het in hulle lewens? Sou daar verandering gebeur het? Sou hulle genesing beleef het? Sou daar revival uitgebreek het? Wat sou gebeur het as hulle intentioneel was en gefokus was op Jesus wat in hulle midde is en sê, Here, net een aanraking, dis al wat ek nodig het. Tog is hulle daar in sy midde en hulle mis wie hy is. Hoeveel keer is dit nie ons nie, kerk, Jesus is in ons midde en ons mis hom. Ons mis hom heeltemal. Die vrou wat aan bloedvlek gelei het nie vir Jesus gevra, raak my aan nie. Sy het verstaan wie Jesus is en sy was intentioneel gefokus op wie hy is. Baie keer kom ons kerk en ons sê, Here, raak my aan, ek het nie nodig om my aan te raak. Nee, hierdie vrou was intentioneel. Sy het nie gevra, Jesus, raak my aan nie, sy het gegaan. Sy was gefokus, sy was intentioneel om te sê, ek het dit nodig, ek raak dit aan. Ek vat dit. Wat vir my sê, daar was 'n sekere desperaatheid wat hierdie vrou gehad het om aan Jesus te raak. Daar was 'n sekere desperaatheid wat sy gehad het om teen die gehoor te gaan druk en aan die soem te raak. En wanneer ons kyk na hierdie skildery, waar is die soem van die boekleed? Is hy daar bo? Waar is hy? Hy's onder. 'n Soem is onder. En hier kom hierdie vrou en sy gaan en sy vat aan die laagste ding wat daar is, aan die soem van die kleed, wat beteken dat sy was bereid om haarself minder en te verlaag, sodat sy aan God kan raak. Baie keer stap ons in die huis van die Here en ons sê, Here, skuld ons iets. Ons is nie bereid om onsself te verneder en laag te maak, sodat ons sy soem kan raak nie. En ons is soos die res van die mense wat excitement het van Jesus wat opdaag, ons raak en ons stamp tussen hom en ons beleef en ervaar nie die Here nie. Ek dink dis hoekom ons baie keer in kerk instap en presies dieselfde uitstap.
Want ons raak aan Jesus en ons sien hom, maar ons sien hom nie. Want as ons hom gesien het vir wie hy is, was ons desperaat, ons was intentioneel om laag neer te buig, aan hy so om te vat en te sê, ek het hom nodig. Hy was desperaat, ons sien dit in vers 44, sê dit, sy het van agter af nader gekom om aan die soem van sy bokkleed aan te raak, en haar bloedvloeiing het onmiddellik opgehou. Die realiteit is dat sy het agter Jesus gestaan. En sy het nie gesê, ek wil hê Jesus moet my sien nie, sy het gesê, ek wil U sien. Ek wil U sien, U het nie eens nodig om my te sien nie. Wat wys, sy was so desperaat. Net om hom te hê. En hoeveel keer sê ons, Here, sien my tog net raak. Here, sien my tog net raak. Ek dink ons het nodig om hom raak te sien, kerk. Ek dink ons het nodig om hom te soek. My vraag vanaand is, hoe benader ons die teenwoordigheid van 'n koning? As ons nou hier moes sit en die koning van Engeland moes nou hier ingestap het, dink ek baie van ons het opgespring en gesê, ja, as Jesus die koning bo alle konings hier in daar optree en sy teenwoordigheid is hier en is gemanifesteer, hoeveel keer sit ons in aanbidding net op die stoele? Hoeveel keer in aanbidding staan ons maar net so en ons sê, ek beleef nie regtig God nie. Want ons het ons desperaatheid en ons intentionaliteit en ons gefokusheid verloor, kerk. Hierdie vrou, sy sit met 'n kroniese siekte vir 12 jaar lank. Sy's moeg, sy het nie meer geld nie, want sy het alles wat sy het spandeer om gesond te raak. Hoeveel van ons, kerk, gaan bankrot fisies, emosioneel, geestelik, oordat ons antwoorde soek en alles anders en ons alles anders te betaal, en ons soek dit op die verkeerde plekke, behalwe om dit by God te soek. Of wat doen ons? Ons sê ons gee dit vir die Here, en dan los ons dit, en dan kom ons net later weer terug, en ons vat dit net weer terug. Dis nie intentioneel nie. Dis desperaat om jou eie nie te serve, nie desperaat om sy nie te soek nie. Daar is 'n gehoor, en die vrou het nie omgegee oor hoe enige iemand haar sien nie. Al wat sy omgegee het was om intentioneel en gefokus te wees en om Jesus na te jaag sodat sy aan sy kleed kan raak. En toe sy dit doen, het Jesus gevoel hierdie krag het hom vlieg. Die gehoor stamp en stoot aan Jesus, maar daar was nie intentionaliteit nie. Hoeveel keer kom ons kerk en ons daag net op en ons raak nie aan, en ons raak aan God, ons raak nie aan God nie. Ons het nodig om kerk toe te kom, ons het nodig om in kerk deur te kom op soek na die Vader, om hom te sien. En wat vir my interessant is die vrou se postuur. Van die vertaling sê dat die vrou deur die gehoor gedruk, sodat sy deur kan kom, by die gehoor, deur die gehoor kan kom om Jesus te beleef. Nou, ek is 'n praktiese mens, ek het nie daaraan gedink om iemand te vra nie, ek dink nou daaraan, kan ek net gou, CJ, Jessica, love, daarin kan jy my gou kom help. Wat's Chad? Chad, jy lyk soos 'n Bybelkarakter, jy kan dit inkleer. Okay, so kom asseblief gou hier op. Okay. Ek wil hê ons het nodig om dit visueel te sien wat moes gebeur het, hoe haar postuur moes gelyk het. Okay, kyk hierdie oulike pragtige mense. Amen. Okay, Chad, jy gaan seker 'n karakter wees. Okay, hier's die gehoor. Yay! Okay, hulle staan daarso. Great, beautiful. Okay. Hier staan die vrou. Okay. Sy sien vir Jesus. Okay. Maar wat is besig om haar te blok om die volle view te beleef en ervaar van wie Jesus is? Die mens, dank julle moet vinnig maak want ek dink hulle soos hierdie is awkward. Almal so myne. Okay, dis great. Julle lyk pragtig. Julle het geweet vir 'n tyd soos hierdie. Okay. So wat sy nodig gehad het is 'n postuur om deur te druk sodat sy Jesus kan aanraak. Okay? Okay, ek kan beleef en ervaar. Okay? So wat is die ding, kerk, wat veroorsaak dat ons Jesus nie kan beleef en ervaar nie? Wat is die gehoor wat tussen ons en Jesus staan, okay, sodat ons hom nie kan beleef en ervaar soos wat ons moet nie? Wat is jou gehoor, kerk? Want hier gaan hierdie vrou, sy moes deurdruk by hulle almal en sy moes aan sy soem raak. Sy moes haarself minder gemaak het. Hier bevind sy haarself, okay, in 'n plek waar almal sal sê sy's onrein. Sy kon nie eers in die tempel gegaan het om te aanbid nie want sy's onrein. En hier bevind sy haarself in 'n postuur waar sy gee nie om wat hierdie mense sê nie. Sy het 'n postuur wat deurdruk sodat sy aan Jesus kan raak. Wat doen ons kerk
Partykeer staan ons maar nou net hier. Ja, ek is mos 'n volgeling, ek is 'n disipel van Jesus. Okay? Nee, okay, dankie julle kan gaan sit. Dankie. Kom ons gee vir hulle lekker hande klap. Okay? Sien julle wat moes gebeur het? Sy moes 'n postuur gehad het wat getuig van intentionaliteit en gefokusheid om deur te druk. Want baie sal na haar gekyk het en ek dink van hulle oor dat sy 'n vrou was, nommer 1, oor dat sy onrein was, sou haar uitgestoot het en haar geskuif het, wat het sy gedoen? Sy het deur dit gedruk. Kerk, wat is jou gehoor wat jou weerhou van Jesus? Kan ek eerlik wees, my gehoor is twyfeling, nie in God nie, maar in myself. Want baie keer dink ek, hoor ek die Here reg? Sien ek die Here reg? Verstaan ek hom reg? Verstaan ek sy woord reg? En die vyand sal die hele tyd kom en hy sal twyfeling kom en kom saai, want hy weet dat as hy jou stem kan vat, gaan soveel mense uitmis om Jesus te beleef en ervaar. Dis my gehoor. Wie is jou gehoor, kerk? Wat jou weerhou om Jesus te beleef en ervaar soos wat hy tevore is, soos wat hy is. As ek eerlik is, die introvert in my skree bietjie. Okay? Want as Jesus daar staan en ons 'n klomp gehoor om hom, wat is ons geneig om te doen, kerk? Ons sê ek's introvert, ek is nie 'n lus vir hierdie hele scenery nie, so stap eerder weg van Jesus en ons beleef hom van 'n afstand af. En wat doen ons baie keer ook? Oordat ons nie intentioneel en gefokus is op Jesus nie, en ons eerder sê, maar ek is 'n introvert in my geloof, ek wil nie bid vir mense nie, ek wil nie die Bybel lees vir mense nie. Okay, laat ons toe dat hierdie mense 'n sig het van wie Jesus is, en ons sê ons is okay om Jesus van 'n afstand te beleef en ervaar. Ons is okay dat hierdie mense Jesus beleef en omdraai en ons vertel van wie Jesus is. En ons is nie intentioneel nie, en ons is nie gefokus nie, en ons mis uit op wat Jesus vir ons instoor het, ons mis uit op wie hy is, want ons sien hom, ons volg hom, maar ons postuur en ons najaag getuig nie daarvan nie. Hy het gesê, al word ek onrein beskou en word ek onwaardig, minderwaardig beskou, het ek nodig om deur die gehoor te druk. En die gehoor is van mening dat sy nie eers verdien om naby Jesus te wees nie. Sy verdien nie eers om in die teenwoordigheid van God te kom nie. Hoeveel keer voel ons ook so, kerk? Hoeveel keer voel ons ook, ons verdien nie om in sy teenwoordigheid te kom nie? Baie keer sê ons is right om Jesus te sien op 'n afstand, maar Jesus sê, ons wil naby wees. Baie keer is ons okay om Jesus net op 'n afstand te sien, want ons weet, as ons nader gaan dit iets van ons kos. Dit het alles van haar gekos, om ten spyte van haar gehoor, ten spyte van wat hulle sê, wat hulle aan haar doen, wat hulle gedink het, dit het vir haar baie gekos om deur te druk deur haar gehoor, en om aan Jesus aan te raak. Kan ons dit erken, kerk, dat ons almal het 'n gehoor, ons almal het 'n skare wat ons weerhou om Jesus te beleef en ervaar. En ek wonder, dat Jesus sê in sy woord dat hy is alomteenwoordig. So wat beteken, en dat hy alomwetend is, wat beteken dat Jesus weet alles? So, hoekom het hy gaan vra, wie het aan my geraak? Hoekom het Jesus hierdie groot sien gedoen, om te stop en vir almal te vra, maar wie het aan my geraak? Hoekom het Jesus nodig gehad om hierdie vrou so te ontbloot, terwyl sy so goed wegkruip? Want Jairus kom, in vers 42 in die boodskapvertaling sê, hy het Jesus gesmeek, om dadelik na sy huis toe te kom, omdat sy 12-jarige dogter op sterwe gelê het. Dit was sy enigste dogter. Jesus het ingestem, so Jesus sê, dis reg, dan verwag ons, okay, kom. Dis soos wanneer jy vir jou vrou sê, ons gaan nou ry, en sy bly chat, jy verwag sy moet kom, okay? Jesus het ingestem, maar daar was baie mense om hom, dat hy skaars kon beweeg, sê die woord van die Here. Wat doen Jesus? Jesus is kalm, hy is rustig, okay, al die ouers in die huis, okay, as jy vir Jesus iets vra, verwag jy soos, ja, hallo, wanneer dit kom by jou kinders, soos, doen dit nou, doen dit gou. En ek wil eintlik die term gebruik, in konteks, Jesus kom daar, hy stem in, om na Jairus se dogter toe te gaan, maar nou is daar soveel skare, nie net is daar soveel skare nie, maar Jesus mors 'n bietjie tyd deur om te vra, wie het nou aan my geraak? Ek sal wees soos, rarig? Sal nou uitvind, kom, hallo, okay, het ek nie gesê dat my dogter is besig om op sterwe te wees nie, en Jesus stop, en hy vra, maar wie het aan my geraak?
En die vrou kom agter dat sy nie meer kan langer wegkruip nie. En die vrou het begin bewe, sê die woord van die Here. Sy het op haar knieë neergeval en die hele skare het gehoor wat met haar gebeur het. Sy proklameer voor die hele skare dat al wat sy nodig gehad het was om aan die bokkleed te raak van Jesus. En twee dinge staan vir my hier uit. Die vrou het nodig gehad om die gehoor te vertel wie in hulle midde was. Want hulle het nie geweet dat Jesus daar was nie. Hulle het saam met Jesus geloop, hulle was opgewonde om Jesus daar te hê. Die woord van die Here sê dat hulle het vir hom gewag daar. Maar hier is die ding, hulle was nie intentioneel nie. Hulle was happy om saam met Jesus te loop. Hulle was nie gefokus op wie hy is nie. Wat vir my sê dat baie keer kan ons happy wees om saam met Jesus te loop, terwyl ons eintlik vir die Here vir ons soveel meer instoor het. Baie keer loop ons net saam met Jesus. En hy roep ons vir dieper. Hy roep ons vir meer. So die vrou het nodig gehad om vir die gehoor te sê wie's in hulle midde. En die tweede ding is, daar is 'n man, Jairus, wat nodig gehad het om te sien dat Jesus hoef nie eers aan sy dogter te raak sodat sy gesond kan raak nie. Die vrou het aan bloedvloeiing gely vir 12 jaar lank. Jairus se dogter is 12 jaar oud. Sien julle wat is besig hier om te gebeur? Dit het nodig om te gebeur. Hierdie stories het nodig om bymekaar te kom sodat hierdie twee oomblikke bymekaar kan kom en kan openbaar wie Jesus regtig is. Ek vra ons vanaand kerk, hoe jaag ons die teenwoordigheid van God na en watter postuur het ons terwyl ons dit doen? Net nadat hierdie oomblik gebeur het, lees ons in vers 39 dat 'n boodskapper het toe van Jairus se huis gekom en hy die slegte nuus kom deel met hulle en hy sê vir hulle dat Jairus se dogter is dood en Jesus kom in vers 50 en hy sê die volgende woord, hy sê moenie jouself ontstel nie, vertrou my net en dit sal goed gaan met haar. Jesus sê basies vir Jairus, moenie buig voor vrees nie, maar buig voor geloof. Maar wat kon in Jairus om oortuig om nie te buig voor vrees nie en eerder te buig voor geloof? Die feit dat hy die wonderwerk gesien het voor hom gebeur, die feit dat die vrou deurgedruk het, maak nie saak wat hy gehoor gesê het nie, want sy was intentioneel en gefokus en Jairus kon dit sien en dit kon sy geloof versterk. Wat vir my sê kerk, dat baie keer gaan ons deur goed, nie net vir onsself nie, maar sodat ander mense se geloof opgebou kan word, dat wanneer hulle deur iets soortgelyk gaan, wanneer hulle op 'n plek is waar hulle geloof verloor, want slegte nuus kom hulle pad toe, kan hulle geloof bou, want God het dit vir jou gedoen, so God kan dit vir my doen. Wat vir my sê, dat baie keer is daar 'n wêreld daar buite wat uitmis op God, en om hom te beleef en ervaar op die volheid van wie hy is, want kinders van God het nie meer 'n postuur wat getuig dat hulle God najag. Want ons is nie bereid om deur die gehoor te druk nie, so ons het nie 'n storie om te share nie. Iemand se lewe, kerk, hang af van hoe jy God najag en hoe jou postuur lyk terwyl jy dit doen. So ons het geïdentifiseer wie ons gehoor is. In hierdie hele stuk wat besig is om te gebeur, is Jesus omring deur 'n gehoor. Wie staan in die gehoor? Die skrifgeleerdes, religion, okay, kenners, wat dink hulle weet beter, die verbond wat hulle gehad het met wie hulle gedink het Jesus is, staan in hulle gehoor. Hulle kon hom sien, maar hulle het nie geweet wie hy is nie. Jesus het deur die gehoor gekom, wat vir my interessant is, dat toe sy aan sy boorkleed geraak het, Jesus het gestop. En die vrou het aan hom aangeraak en het na haar toe gekyk. Kerk, ek dink ons verstaan die amazing, die significance daarvan nie, want toe Jesus vir ons aan die kruis gesterf het, was daai boorkleed in twee geskeur, want ons in die Ou Testament moes hulle God beleef het van agter af, moes hulle God beleef het deur die boorkleed, okay, van agter af, van 'n afstand af. Maar Jesus het gekom en hy het gesê, ek wil 'n afstand tussen jou en my, wil ek skeer, ek wil dit breek en ek wil vir jou wys dat ek is naby jou. Nodig om hom na te jaag. Ons het nodig om 'n postuur te hê. Want die woord van die Here sê, nader tot my en ek sal tot by jou nader. En baie keer daag ons net op en ons is okay, as Jesus opdaag, dan sal ek aan hom vat.
Nee, ons moet al voor die tyd sê, Here, ek gee die eerste tree. Ek kom met 'n verwagting na die huis van die Here toe, om dit te beleef en ervaar soos nog nooit van tevore nie. Jesus het deurgebreek, kerk, sodat ons hom kan beleef en ervaar. Die ding is dat die gehoor was omring, en dit maak dat hulle Jesus gesien het, maar hulle het hom ook nie werklik gesien nie. Daar's spasie tussen hulle en God. Wat is ons gehoor? Wat is die gehoor wat spasie maak tussen ons en God? Want baie keer is dit ons eie slegte keuses of dis sonde, want ons lees in die woord van die Here dat sonde bring skeiding tussen ons en God. So kerk, as jy voel dat die Here is op 'n afstand en jy probeer hom najaag, maar hy's nie daar nie, wat het jy nodig om te identifiseer wat in jou gehoor staan, wat jou weerhou van wie Jesus is? Wat het ons nodig om te identifiseer? Is daar sonde? Is daar religion, van ek moet maar net kerk toe gaan? Of is daar 'n najaag, hierdie hinkering, hierdie honger, hierdie dors, om hom te beleef en hom na te jaag? Dit is alles kerk en alles ontstaan in en deur hom. En hy het al reeds gedoen. En ons het nodig om dit te vat. Daai manifestering het nodig om op aarde plaas te vind, want Jesus het dit al reeds vir ons gedoen. Hy het reeds die dood oorwin. Hy gee vir ons lewe, maar ons geloof, die manier hoe ons God najaag, het nodig om dit te aktiveer in die wêreld. Kerk, ek wil ons vra en ek wil ons uitdaag om ons bestuur te verander van hoe ons in die teenwoordigheid van God najaag. As ons Jesus nie reg sien nie, dan sal ons aan goed vashou wat Jesus al reeds by die dood af oorwin het. Hierdie vrou, sy het Jesus reg gesien vir wie hy is, so sy het dit daar gelos, sy het onmiddellik gesond geraak. Hoeveel keer sien ons nie Jesus reg nie, en ons mis uit, want Jesus is die groot geneesheer. En ons hande is so vol, met die goed wat ons saamdra, maar Jesus het dit al lank vir ons betaal, kerk. Hy het dit al lank vir ons teen die kruis betaal. Beide Jairus en die vrou wat aan bloedvloeiing gely het by Jesus se voete neergeval, wat vir my sê daar's 'n stuk nederigheid om by Jesus se voete neer te val, en ons het nodig om 'n stuk desperaatheid te hê om by Jesus se voete neer te val. En self in die tye waar ons vandag leef, die uitdagende tye wat ons leef, bring ons tot ons knieë, en dis eintlik die beste plek waar ons kan wees, kerk. Want Jesus is die antwoord vir Suid-Afrika. Jesus is die antwoord vir ons tieners. Jesus is die antwoord vir ons leiers van vandag. Jesus is die antwoord vir die politiek. Wanneer Jesus in 'n vertrek stap, dan eer ons hom, want soveel keer hanteer ons die teenwoordigheid van Jesus as net casual. Ek het die band gevra om vir ons 'n laaste song te doen. Julle is welkom so lank op te kom. Maar ek dink baie keer sien ons die teenwoordigheid van God net as casual. Kerk, jy kan dit self antwoord. Hoe het jy vanaand ingeskakel aanlyn? Hoe het jy vanaand deur die kerk se deure gekom as net nog 'n casual Sondag aand? Ons gaan net hoor wat die Here vir ons sê. Nee. Wanneer 'n koning opdaag in ons teenwoordigheid, kerk, is daar's 'n significance. Daar's veronderstel om iets te gebeur, daar's autoriteit wat in die plek instap. Ons mis dit, want ons jaag nie God na soos wat ons moet nie. Hier is hierdie vrou, sy het Jesus nagejaag van agter af. Sy wou nie, Jesus moes haar gesien het nie, sy het net geweet, as ek u sien, het ek alles nodig. Kerk, kan ek ons aanmoedig om 'n postuur te hê, om net ons oë op Jesus te hou. Maak nie saak wat die gehoor van jou gesê het nie, maak nie saak wat jou familie teen jou gespreek het nie, maak nie saak wat die wêreld van jou sê, en wat jy gedoen het in die kerk, behou jou postuur. Behou daai honger en daai dors om God na te jaag. En terwyl ons hom najaag, het ons nodig om die gehoor te identifiseer, want ons het nodig om deur te druk. Die amazingste ding van dit alles is, Jesus het al klaar deurgedruk vir ons, en hy's net hier. Ons het nodig om hom te sien vir wie hy is. So ek het gevra dat ons 'n laaste song doen, want baie keer in ons aanbidding, kerk, hoe jaag ons God na? Sit ons baie keer net in die banke, met ons daai najaag van, I want to see the King of Kings, and I want to touch him. Want as ek hom raak, verander dit alles. Ek gaan vra dat ons staan, kerk, van een laaste song doen. Baie keer is ons so gefokus op die tyd, en ding moet klaar wees, want ek is honger, ek is aandete. Wie jaag jy na? Ek wil hier vra,
vrou het 'n postuur gehad wat sy op haar knieë gelê het en gesê het ek het U nodig, sy was desperaat. Kerk, ek bid dat ons 'n kerk sal wees wat terugkom na die posisie van hulle knieë. En God weer soek en hom sal beleef en ervaar soos ek nooit van tevore nie. So team julle is welkom om vir ons laaste song te doen. Wil jy aanmoedig kerk, het die regte postuur, regte hart, daag God na in worship.
your breath in our lungs. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise to you only. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise to you only. 'Cause great are you, Lord. Great are you, Lord. Come on, let's sing. Great are you. Great are you, Lord. Sing it a last time. And great are you, Lord. Thank you, Jesus. Toe Jesus gedoop was, het die Heilige Gees op hom neergedaal soos 'n duik. En Jesus het die postuur behou om God na te jaag. Here, ek bid dat die Heilige Gees op ons sal neerdaal, Vader. En Here, dat ons die postuur sal behou van hoe dit lyk om as ware kinders van God U na te jaag, Vader. Na U te soek. Here, ek bid vir ons wat soveel keer beleef en ervaar hoe ons agter 'n gehoor staan en ons sien Jesus, maar ons sien hom nie. Here, bid ek dat ons nie sal settle vir ander mense om vir ons te sê wie Jesus is nie. Maar Here, dat ons deur die gehoor sal druk, deur die twyfeling, deur die minderwaardigheid, Here, deur die angs, deur wat ook al. Here, deur die frustrasie, deur die moegheid, dat ons deur dit sal druk en dat ons sal beleef en ervaar met ons eie oë van wie U is. Here, en ek bid dat ons storie nie net vir onsself sal wees nie. Maar Here, dat ons vrede sal behou. Here, dat ons nie sal buig voor vrees nie, maar dat ons sal buig voor geloof. Aanraak, sodat ons storie kan vertel vir mense daar buite om hulle weer hoop te gee. Here, ek bid dat ons weer bakens van hoop sal wees, dat ons lig sal vat en dit gaan straal in die wêreld daar buite wat so donker is. Dat ons vir hulle sal sê hoe dit is om Jesus te dien, maar nie net sal sê nie, maar dat ons hulle sal voorstel aan die groot geneesheer, dat ons hulle sal voorstel aan die naam bo alle name, dat ons hulle sal voorstel aan die groot ek is. So Here, ek bid dat U saam met my sal wees. Begin by my. Here, mag ek nooit 'n opgewondenheid meer hê vir wêreldse goed soos speelding of enigiets anderste as wat ek het vir U woord. Here, ek bid dat U weer U regmatige plek in my lewe sal inneem en dat ek 'n geloof sal hê wat getuig dat ek die eerste sit. So Here, ek bid dat U saam met die volk sal wees, dat U hulle sal seën. Here, dat hulle sal beleef hoe U deurgedruk het, hoe U die voorhangsel geskeur het in twee, sodat ons naby aan U kan wees. Here, ek bid dat U ons ingang en ons uitgang sal seën. Here, ek bid dat U opnuut weer 'n honger en 'n dors vir ons sal kom gee, om U na te jaag. En Here, self sal kyk mense na ons en sê ons is nie eens waardig om in die teenwoordigheid van God te kom nie. Mag ons deur dit druk, want ons weet dat Jesus separated the crowd. Jesus separated the distance. And He came close. So seën ons, is my gebed in Jesus naam. En almal sê saam, amen. Familie, ons is lief vir jou. Ons waardeer vir jou. Ons sien jou in die weeklikse aktiwiteite, moet dit nie mis nie. Anders te sien ons jou weer Sondag. Ons weer saam brood gaan breek. Moet dit nie mis nie. Volgende keer wanneer jy in hierdie kerkdeure instap, stap in met 'n postuur wat getuig dat ons God najaag. Ons love julle, ons sien julle weer in die week.